Hallo daar, ouers, onderwysers, oppassers, ouboet, ouses en wie ook al saam luister. Geniet julle kinders ons stories, dan gaan hulle sekerlik ook hou van ons nuwe projek. Ons wil graag ons jongste en belangrikste luisteraars deel maak van die pret. Vra vir jou kind om 'n prentjie te teken van enige van ons stories en plaas dit op Instagram. Onthou om 'n sak vol stories te tag sodat ons dit kan sien. Natuurlik kry al die aspirant kunstenaars ook 'n shout-out op ons potsending. Ons kan nie wag om daardie kunswerke te sien en nog stories met julle te deel nie. Hallo daar. Baie welkom by 'n sak vol stories. Dis heerlik om elke week 'n nuwe storie uit die sak met almal te deel. En hierdie week het ons 'n storie al die pad uit die verre ooste uit, China om spesifiek te wees. Jy het dalk al hierdie storie in een of ander gedaante teëgekom. Maar hier is die oorspronklike Chinese volksverhaal van Mulan. Baie jare gelede, in 'n klein dorpie in China, was 'n jong vrou met die naam Mulan besig om blare in die tuin voor haar huis te hark. Haar pa, Yang, het buitentoe gekom en op die stoep gaan sit om alles vanuit sy gemaklike wiegstoel dop te hou. Toe hy jonger was hy 'n dapper en gerespekteerde generaal in die weermag. Maar nou was hy oud genoeg om sy dae rustig deur te bring sonder gevegte en gevaar. Hy was te oud vir selfveg, maar beslis nie te oud om vir Mulan alles te leer wat hy geweet het nie. Hy het haar geleer hoe om slim en selfstandig te wees, maar hy het haar ook geleer hoe om perd te ry, hoe om 'n pyl en boog te gebruik en hoe om 'n swaard behoorlik te hanteer. Gelukkig het Mulan nooit nodig gehad om haar swaard in 'n regte geveg te gebruik nie. Maar oefen, dit het sy geniet. Terwyl sy gewerk het sy haar hark bo haar kop laat draai soos 'n ware kryger. Dit het van die een hand na die ander gewip, agter haar rug deurgeswaai en selfs tussen haar bene deurgedans. Toe gooi sy dit hoog in die lug op en vang dit sonder om eers op te kyk met een hand agter haar rug. Haar pa het hardop gelag en hande geklap. "Mooi so, my dogter," het hy gesê. "Jy is my grootste vreugde. Die groot meesterkryger van ons tuin. Geen onkruid staan 'n kans teen jou magtige hark nie." Mulan het al lagende die kruiwa gaan leegmaak. En toe sy terugkom, sien sy haar pa het in sy stoel aan die slaap geraak. Met 'n glimlag het sy die kombers op sy skoot reggetrek, hom saggies op die voorkop gesoen en weer verder gaan werk. Skielik het sy 'n geluid gehoor. 'n Perd wat baie vinnig galop. 'n Ruiter het deur die strate aangejaag gekom, reguit op pad na die stadsaal. 'n Boodskapper van die keiser, het Mulan uitgeroep. "Wat op aarde bring hom na ons dorpie?" Sy het die hark net daar neergegooi en na die dorpsplein gehardloop. Toe sy daar aankom, het die hele dorp reeds op die trappe van die stadsaal saamgedrom. Die ruiter was besig om 'n groot stuk papier teen die muur vas te spyker. Daarna draai hy na die mense. "Soos julle weet," het hy hard gesê, "is China in 'n verskriklike oorlog gewikkeld. Die keiser het besluit dat een man uit elke familie hom moet aanmeld om by die Chinese weermag aan te sluit." Die mense het doodstil geword.
Die name van die families waarvan die manne moet aanmeld, verskyn op hierdie lys. Almal moet maandagoggend teen 6:00 gereed wees vir diens. Daarna het die ruiter op sy perd geklim en weer weggalop. Mense het dadelik vorentoe gestorm om die lys te lees. Sommige het bleek geword. Ander het begin huil. Een vir een het hulle weggestap om hul families te gaan vertel. Uiteindelik kom Mulan ook by die lys uit. Sy lees stadig deur die name. Chang, Deng, Fong. Die lys was lank. Toe stop sy skielik. Yang. Haar hart het amper gaan staan. Vader, fluister sy. Nee, dit kan nie wees nie. Haar pa was oud en swak. Hy sou nooit nog 'n oorlog oorleef nie. Mulan het stadig huis toe gestap, diep in gedagte. Toe sy by die huis aankom, het sy reeds 'n plan gehad. Die volgende oggend het sy nog voor sonop opgestaan. Sy het haar pa se wapenrusting aangetrek. Sy het sy swaard aan haar gordel vasgemaak en sy helm oor haar kop getrek. Toe los sy 'n briefie vir haar pa, waarin sy verduidelik dat sy vir 'n ruk weggaan. Daarna het sy stilletjies vertrek om saam met die ander soldate vir diens aan te meld. Die kamp was reeds vol mans toe sy daar aankom. Die kaptein het voor die nuwe soldate gaan staan. "Welkom," het hy uitgeroep. "Met goeie manne soos julle sal ons hierdie oorlog wen." Maar daar was een probleem. Mulan was glad nie 'n man nie. Gelukkig het niemand dit besef nie. Die groot wapenrusting en swaar helm het haar gesig byna heeltemal weggesteek. Later dieselfde oggend het Yang wakker geword toe iemand aan die deur klop. Dit was sy ou vriendin, Tai Li. "Yang," het sy gesê, "het jy gehoor? Jou naam is op die lys van manne wat by die weermag moet aansluit." Yang het gesug. "Ek het nog niks daarvan gehoor nie." Hy en Tai Li het stadig na die stadsaal gestap. Toe hulle daar aankom, het Yang die lys sorgvuldig bestudeer. Langs elke naam was daar reeds 'n merk om te wys dat die persoon aangemeld het. Toe hy by sy eie naam kom, frons hy. "Maar daar is klaar 'n merk langs my naam," sê hy verbaas. "Ek het nooit aangemeld nie." 'n Koue rilling het oor hom gespoel. Toe hulle by die huis aankom en hy ontdek dat sy wapenrusting, swaard en helm weg is, het hy dadelik besef wat aangaan. Toe sien hy Mulan se brief. "O nee," het hy gekreun. "My kind." Tai Li het haar hand op sy skouer gesit. "Dis te laat om haar te keer," het sy sag gesê. "Die soldate het reeds vertrek." En so was dit ook. Mulan het saam met die ander soldate weggetrek en nie een van hulle het geweet dat sy eintlik 'n vrou was nie. Vir jare lank het niemand dit uitgevind nie. Mulan was versigtig. Sy het altyd haar helm gedra en nooit toegelaat dat iemand te veel vrae vra nie.
En sy was ongelooflik goed in alles wat sy gedoen het. Met haar swaard was sy so vinnig soos weerlig. Haar makkers het appels in die lug opgegooi en nog voordat die appels die grond tref, het hulle reeds in netjiese stukkies uitmekaar geval. Die soldate het gejuig. Mulan is die beste swaardvegter in die hele weermag. En die beste maker van vrugteslaai, Het iemand geskree. Selfs die strengste kapteins moes lag. Mulan was ook uitstekend met 'n pyl en boog. Sy kon 'n teiken tref terwyl sy op 'n perd se rug ry. En wanneer dit by perdry gekom het, kon min mense by haar kers vashou. Sy was vinnig, dapper en vreesloos. Met verloop van tyd het sy 'n inspirasie vir die hele weermag geword. Toe, na baie jare van gevegte en swaar kry, het die oorlog uiteindelik tot 'n einde gekom. China het gewen. Mulan is na die keiser se paleis ontbied en daar het die keiser voor sy mense opgestaan en hard verklaar: "Hierdie soldaat is 'n held, 'n kryger van groot moed en eer. Vir sy dapperheid sal hy beloon word." Die skare het hard gejuig. Mulan het die paleis verlaat met die mooiste perd in die land en 'n sak vol goud en geskenke. 'n Paar dae later het sy op die pragtige perd se rug haar dorpie binne gery. Toe sy in haar straat afdraai, sien sy haar pa op die stoep sit en heen en weer kyk, asof hy nog elke dag wag dat sy terugkeer. Langs hom was Dai Li. Toe Yang die ruiter sien aankom, het hy probeer opstaan. Dai Li moes hom aan die arm help en sy kierie aangee. Daar sy. Toe hy Mulan herken, het hy van oor tot oor geglimlag. "My dogter," roep hy uit. "Jy het teruggekom." Mulan het vinnig van haar perd afgeklim en hom styf vasgedruk. "Ek het jou so gemis, pa," het sy gesê. "En ek vir jou." Daardie aand het hulle lank gesels en gelag. Daarna het Mulan haar ou klere aangetrek en weer soos haarself gevoel. Een paar dae later het 'n groep soldate by die huis opgedaag. Toe Mulan buitentoe kom, het hulle haar net verstom aangestaar. "Waar is Mulan?" het een uitgeroep. "Wat het jy met ons vriend gedoen?" Mulan het begin lag. "Ek is Mulan," sê sy. Die soldate het haar net verbaas aangekyk. "Onthou julle die slag by die Geelrivier?" vra sy. "Ja." "Onthou julle hoe ek julle gered het toe die vyand ons omsingel het?" "Ja." "En onthou julle hoe ek julle appels met my swaard in die lug gekap het?" Ja. Nou begin hulle oë groot word. "Mulan?" vra een. "Dis reg," sê sy glimlaggend. Vir 'n oomblik was almal stil. Toe bars hulle uit van die lag en omhels haar soos 'n ou vriend. Hulle kon nie glo dat die dapper soldaat wat jare lank langs hulle geveg het, eintlik 'n vrou was nie. Maar dit het niks verander
aan wie sy was nie. Mulan was steeds hul vriend, steeds hul held. En toe haar verhaal oor die hele China versprei, het mense oral van die dapper jong vrou begin praat wat haar pa se plek in die weermag ingeneem het. Jare daarna leef die naam Mulan nog steeds voort as 'n simbool van moed, loyaliteit en liefde vir jou familie. Het jy enige woorde teëgekom wat jy nie ken nie? Wat van meesterkryger? Die groot meesterkryger van ons tuin. 'n Kryger is iemand wat 'n spesialis vegter is. 'n Meesterkryger is een wat baie goed is daarmee. Keiser. Dis 'n boodskapper van die keiser. 'n Keiser is soos 'n koning wat oor 'n land regeer, maar gewoonlik oor 'n baie groot land, soos China of Rusland. Wapenrusting. Sy het haar pa se wapenrusting aangetrek en sy helm op haar kop gesit. 'n Wapenrusting is iets wat van metaal of leer gemaak is om 'n soldaat te beskerm. En die helm is die deel daarvan wat oor jou kop gaan. By haar kers vashou. Min mense kon by haar kers vashou. Dit beteken min mense kon dit so goed doen soos sy. En dit is presies wat Mulan was. Iemand wat iets gedoen het soos net sy kon. Baie dankie dat jy saam geluister het. Tot volgende keer. Lekker lees, lekker luister en lekker leer.